Seëne van die Here, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus. Kom ek jy bid net eers gou saam. Vader, ons dank u vir die grootheid, die liefde, guns en genade, u salwing, u teenwoordigheid. Ek dank u Here dat u my vul met die woord, Matteus 10 vers 20, wat u sê, Sion, dis nie jy wat praat nie, ek praat deur jou. Dat u met elkeen sal praat en handel, en dat elkeen sal vashou nie, sal glo, vertrou, en dat die vuur van God nou oor elkeen sal val. En dat die gety vir elkeen sal draai, nie soos ons dit wil hê nie, maar soos ons meester God dit wil hê. Jahwe, almagtige God, in die naam van Jesus Christus, Jeswa, Heilige Gees gelei, Vader, ons eer u nou, en ons kom nederig na u toe, Here. Ek is net 'n diensknegt, gebruik my kragtig, Here, vir u taak en u saak. Here, ek is beskikbaar vir die woord, en ek sal doen wat u wil hê. Mag elke siel wat hierdie woord hoor of sien, tot ware wedergeboorte kom, maar moed vat, en Here, opstaan en opkyk na u toe, en loof en prys en eer, en mag daar 'n draai in elkeen se lewe gety kom, en elkeen kan vashou en u kan weet, u is God, u is die begin en die einde, u is ons lewe, u is die ek is, u is ons alles. Amen, amen en amen. Prys die Here ons God. Geseëne van die Here. Ek het baie keer 'n behoefte, ons wil die Here sien. Ons sê, Here, ek roep uit tot u as ek u net kan sien, as ek net 'n teken kan kry. Here, as ek u net kan beleef, as ek net vir 'n oomblik, Here, net in u aangesig, u teenwoordigheid kan kom, sal ek antwoorde kry vir hierdie lewe. Here, ek het u nodig in my lewe. En baie keer in die lewe roep ons uit, en ons sê, Vader, dit voel vir my of daar 'n plafon is tussen u en my, en ek sien u nie, ek hoor u nie, en ek beleef u nie. Moses het ook op so 'n stadium gekom in sy lewe, dat die volk baie gesondig het, en Moses kom, en hy praat met die volk, hy's kwaad vir hulle, maar hy besluit, ek gaan opgaan in hierdie berg, as 'n ou man, let wel, kind van God, het is maklik om te sê, selfs vir 'n jong man, ek sal hierdie berg uitklim. 'n Berg is nie altyd maklik om uit te klim nie. Omstandighede en situasies is baie keer die berg. Dit lyk baie maklik as jy wegstaan of jy lees van die berg, maar klim die berg bietjie self uit. Dis tyd vir jou om jou berg uit te klim. Moses klim daardie berg uit. Hoekom? Want hy het so 'n behoefte daarin om met God te praat. Hy het so 'n verskriklike behoefte om nou God se aangesig te sien. Vader, ek wil nie weg van U af wees nie. Ek wil nie in 'n plafon vasbid nie. Vader, ek wil U van aangesig tot aangesig sien. U is God en U is heilig. U het hierdie sterre hemel gemaak. U het hierdie aarde gemaak. U het ons uit Egipte uit gelei. Ons is in hierdie woestyn. Ek sit met 'n wederstrewige volk. Ek het U nodig. Sonder U sal ek nie 'n tree kan gee nie. U moet teenwoordig wees. Moses, die maan dit nie. Hy beveel dit nie. Dis 'n smeking tot God. Ek kan nie 'n tree gee sonder U nie. U moet teenwoordig wees. En dit was 'n uitroep gewees in Eksodus 33. Kind van God en Vader God het hom daardie versoek beantwoord waar hy gesê het, Vader, nie 'n engel, nie iemand wat U verteenwoordig nie, U self. En dis waar ek en jy staan. En dan kom Vader en praat met my en jou deur die woord, deur Jesus Christus, deur Matteus 25, en hy sê, maar ek verskyn baie in jou. Jy sien my baie, jy sien my elke dag. Of jy nou blind is, en of jy kan sien, en of jy nou gesond is, en of jy siek is, of jy ryk is, of jy arm is, jy sien God elke dag. Hoe sien ons U, Here? Hoe is dit moontlik dat ons U kan sien? Dis my en jou uitroep. Hoe en waar sien ek en jy God? Luister mooi. Hoe en waar sien ek en jy God? Matteus 25 gee vir ons die antwoord. Paulus het onder andere gesê dat jy is die tempel van God. Hy sê in 1 Korintiërs 6 vers 19, jy is die tempel van God. Ek is die tempel van God. Wie praat nou? Hy wat deur my praat, Matteus 10 vers 20, die Gees van God. Nie ek nie, nie ek Sion nie, ek is niks. Jy moet luister.
Want die woord van God sê, Markus sê, pas op wat jy hoor. Jy gaan geoordeel word volgens wat jy hoor. So luister nou baie mooi, en dit is presies wat hier gebeur. Jy is die tempel van God. Wie hoort in die tempel van God? Die Gees van God. So hy is altyd teenwoordig, alomteenwoordig. Kyk 'n bietjie hoe is hy teenwoordig. Jesus kom en hy sê, hy wil die skape en bokke in die eindtyd skei. Hy wil die skape eenkant hê, dis sy kudde. Hy sê in Johannes 10, hy is die goeie herder. Hy is die herder van Matteus 25 se skape, maar hy sê daar is bokke ook. Wat is die karakter van 'n bok? Hy wil altyd oor 'n ding spring. Hy wil nie altyd in die trop wees nie. Hy wil maak soos wat hy wil maak. Hy volg nie altyd sy leier nie. Hy stamp 'n stoot hier en hy trek dwars altyd. Hy kruip onder drade deur drade. Dit is die karakter van 'n bok normaalweg. So 'n bok kan jy nie net in toom wil hou nie. Die Here sê nee, ek soek nie die bokke nie, ek soek die skape. Ek wil 'n kudde hê wat die leier kan volg, die stem van die herder gaan volg, wat nie wil heeltyd wegspring, heeltyd fout van dwarstrek, haar koppe gaan wees in die woord van God die heeltyd bevraagteken nie, maar die woord van God gaan uitlewe. En dit is hoe die Here met jou praat. Jy vra, maar Here, ek sien nie dan nie. Hoe moet ek jy sien? En Matteus 25 sê, dit is baie maklik my kind. Met elke mens wat jy praat jy met my, want dit is my ewebeeld. Elke mens met wie jy te doen het jy met God te doen. Hoe jy dink van iemand, praat van iemand en optree oor enige iemand is hoe jy dit teenoor God doen. Maar kan ek soiets sê? Ja, die Gees van God getuig, dit is so en dit staan in die Bybel. Dit staan in die woord van God. En die Bybel is die waarheid. Kind van God, as ons net kyk na vers 42, wat Matteus 25 wat sê, hy sê, luister eers, ek wil eers vir jou die vers 40 lees, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover dit gedoen het aan een, luister weer, koning is met hoofletter, aan een van die geringstes van hierdie broers van my met hoofletter, het julle aan my gedoen. Dit wat jy aan mense doen jy aan God. Dit wat jy vir mense sê jy vir God. Vanaand gaan jy op jou knie wil bid, maar jy het die Here dalk vandag heeltemal geminag. Jy het die Here dalk verwerp. Jy het 'n plafon tussen jou en God al gesit. En jy sê ek bid in die plafon vas. Maar was dit nie jy wat so besig was om die Here te verwerp en te veroordeel, te skinder en partyskap te wek deur goeie, sekere mense keer jy goed, ander keer jy nie goed nie, met sekere mense wat jy vereenselwig, ander nie, party is vir jou te arm, party is vir jou weer te ryk, party is vir jou te vet, party is vir jou te maar, party is te sieklik, party lyk vir jou so 'n boemelaar, party lyk vir jou soos jy in die verhaal van die Samaritaan langs die pad lê, jy kyk weg van die Here af. Want wat sê hy weer? Kom ek lees dit weer, en dan moet jy mooi luister. Hy sê Matteus 25 vers 40, en die koning met hoofletter sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my met hoofletter, het julle dit aan my gedoen. Ons dink aan die laaste gesprek wat Jesus met Johannes gehad het, voor hy opgevaar het, sê vir Johannes, het jy my lief? Ja, die meester wil liefgehê wees. Petrus, ek korrigeer, dis in die boek Johannes, die laaste hoofstuk, maar met Petrus, het jy my lief? Ja, Here, ek het U lief. Here, ek het U lief. Laat my lammes wy. Wie is die lammes? Die kudde van die Here. Lammes, die jong bekeerlinge, dalk die jongelinge, dalk die young adults, dalk die kinderkerk, dalk die jeug, dalk hulle wat net tot ware wedergeboorte gekom het. Jy moet hulle lief hê, Petrus, jy moet hulle lief hê. Petrus is die een op wie die kerk gebou is, jy is mos die tempel, jy moet hulle lief hê. Hy gaan verder, hy vra weer vir hom, het jy my lief? Die derde keer het Petrus gehuil, want hy weet wat die Messias bedoel, ons moet almal lief hê. Ons moet nie vyande hê nie.
Ons moet almal lief hê. En hier in Matteus 25 verduidelik die Messias vir ons Jesus, hoekom Vader dit sê, die koning dit sê, hy verduidelik vir ons die volgende, hy sê, want elkeen met wie jy te doen het, is my ewebeeld, dit is my kind, ek is lief vir hom, wie is jy om my kinders te veroordeel, wie is jy om fout te vind met ander mense, fokus op jou lewe, al die balk uit jou eie oog uit, sodat jy nie die splinter in die ander ou se oog sien nie, moenie veroordeel nie, moenie ander mense afbreek nie, maar bou en stig. Wanneer ek hier begin bou en stig, dan doen ons dit vir God. Want hy gaan verder en hy sê in vers 44, dan sal ek kom en hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het U ons honger gesien, of dors, of vreemdeling, of vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en U nie gedien nie. Elke mens vir wie jy iets doen, uit jou hart uit, sonder om iets terug te verwag, uit liefde uit, is vir God. Elke mens met wie jy praat, meneer, daardie vrou met wie jy praat, hoe jy haar hanteer, daai dame, dit is teenoor God. Die Gees getuig, en skryf neer in jou lewensboek, wat het jy van haar gedink, hoe het jy opgetree, mevrou, elke keer, wat jy met 'n kind gepraat het, elke keer, wat jy weer met iemand, 'n ander vrou gepraat het, jou gesindheid, staan in jou lewensboek, dit word neergeskryf, hoe het jy God hanteer, elke mens wat jy sien, moet jy met soveel liefde en respek kan hanteer, want elke siel is vir God belangrik. Elke siel is die ewebeeld van God. In elke siel is die Gees van God. Elke siel het God lewe ingeblaas. So elke mens wat jy sien, moet daar soveel joy en opgewondenheid en vrolikheid in jou kom en jy kan sê, dis my God se kinders, dis my God se manne en vroue, hulle behoort aan my God, ja hulle is sondig, hulle doen dinge verkeerd, maar God sal oordeel, ek en jy gee Jesus nog meer vir hulle, ek en jy wys vir hulle 'n voorbeeld, sodat die haat en die kwaad uit hulle harte uit kan kom, sodat die onvergeensgesindheid uit hulle harte uit kan kom, sodat die sonde uit hulle harte uit kan kom, dat demone nie meer blyplek in hulle lewens kan hê nie, so ons bestraf dit, ons is heeltyd besig, kind van God, om die salwing van die Here uit te dra, mense in respek, autoriteit mee pad te stap, maar daar is 'n tyd om te vermaan ook, daar is 'n tyd om te sê, ek stop die sondes, want jy's die ewebeeld van God, hou op daarmee, jy's nie 'n bok nie, jy's 'n skaap volgens Matteus 25, moenie soos 'n bok in 'n verkeerde rigting altyd wil inhardloop en neek nie, kom by die Here jou God uit. Ek en jy moet ook met liefde kan praat en sê, my broer, my suster, daai vloekwoord, wat nou so pas uit jou mond kom, nee, dit pas nie by die karakter van God nie, jy's die ewebeeld van God, pas daai liggaam op, pas daai mond op, pas daai hart op, hou jou hart skoon, bewaar jou hart, hou jou hart skoon in jou denke, want jy's die ewebeeld van God, wees trots op die mens wat jy is, want dit behoort aan God, want as ek met jou praat, gaan die Here eendag van sê, wat ek vir jou gedoen en gesê het ek aan hom gedoen, ek moet rekenskap gee met ander woorde oor jou, ek het 'n verantwoordelikheid oor jou, ek gaan nie stil bly nie, jy kan my nie stil maak nie, want eendag sal die Here vir my sê, hoekom het jy stil gebly, toe jy die wagter op die muur moes wees, jy het 'n verantwoordelikheid, besef jy dit, jy het 'n verantwoordelikheid vir God, daarom, kind van God, kan ons nie meer stil bly nie. Daarom moet ek hier beweeg in die vuur en in die krag van die Heilige Gees, in die grootheid van ons God, in die salwing van ons Here. Die joy in alles, kind van God, is om te sien, as iemand sy hart omgedraai het, en het vir jou gelyk of hy 'n bok gaan raak, en nou is hy 'n skaap, deel van die kudde van God, en ons luister na een stem, die stem van die Heilige Gees, en ons word deur een Gees gelei, ons stap miskien
Nie almal op dieselfde manier nie, maar stap in dieselfde rigting. Ons blaar miskien nie almal dieselfde nie, maar ons verheerlik almal God. En daar is nie 'n einde as daardie kudde van God in eenheid staan en die Here uitleef nie. Daarom, kind van God, jy sien die Here elke dag, elke oomblik. Ons verwag baie keer, hy moet ons tog raak sien. Ons verwag tog baie keer, Here, help my. Maar die Here sê, ek gee vir jou alles, en ek versterk jou, om ander te kan help, dan sal dit met jou ook goed gaan. God sal met jou wees. Kom ek jy bid saam. En ek wil vir jou vra, hoe goeie moet, staan sterk in die Here jou God. Behou jou joy, moenie jou joy verloor nie. Behou jou joy in Christus, moenie dit verloor nie. Moenie die salwing verruil nie. Paulus sê vir Timoteus, moenie jou onderpand verruil nie. Moenie jou siel verruil nie. Nie vir 'n pot ertjiesop nie, lensiesop, wat ook al nie. Moenie jou eerstegeboorte reg weggee nie. Hou vas in die Here jou God. Kom ons bid saam. Here, ek dank U vir die woord en die waarheid, dat U ons weer versterk het. Dankie Here, dat U ons weer vooruit gaan. Dankie Here, ek bid vir siele uit my hart uit, ek pleit by U vir siele uit my hart uit. Here, Here, ek pleit by U dat elke siel sal omdraai, en Here, U sien en mekaar gaan lief hê, en in die waarheid staan en verstaan, hoekom U sê, U moet jou naaste lief hê, want Here, ons volk gaan ten gronde, aan gebrek aan kennis. Mag die dier, Here, van die boosheid en in die hardheid van harte, Here, verbreek word uit hierdie nuwe generasie leeftyd uit. Mag ons vashou nie, mag ons, Here, boek van lewe groot uitspel. Ek het God so lief, en wat U sê, kyk na my kudde. Daarom, Here, sal ons met alles in ons, alles doen vir U kudde. Ek eer U daarvoor in Jesus naam, want U is God, U is lewe, en U is alles. Amen, amen en amen.